al die kinders vorentoe. Vandag sal nie net een kind. Wel, dit is goed. Reg, nee, wel, een is beter as niks, sê hulle, reg? Met een, dan kan 'n mens verder van dit af groei. Ja. So, eintlik moet almal baie goed luister. Nee, jy nie, jy moet beter luister as enigiemand anders hierso, want dit is meer op jou gemak. Reg? Okay. Maar dit is soort van vir al die paas en die maas en die oupas en oumas ook, want ek wil half hierdie hoofstuk, wat is nou gelees, hoofstuk 4, ook 'n bietjie daaroor praat voor ons hoofstuk 5 ingegaan, as ons met almal gaan praat. Reg. So, ek nog dink aan elke een of twee meer wees, ek kan dan vir hulle vra. So nou sê ek net vir jou moet vra. Hou jy van enige sport? Of jy nog voel jy van wat se sport hou jy? Rugby. Okay, so nou wil ek nou nie vra nie. Julle is die Lions of die Bulle of jy dalk een van die ander spanne wat jy ondersteun? Die Bulle. Okay. Ek weet nie, is dit nou al leeu gebied hierdie, of is dit nou al, okay, toe maar, geen probleme, jy's veilig. Ja, we sien, wat nou baie keer gebeur, is wanneer ons iets het wat nou vir ons baie interessant is, en as jy nou lang tyd nie kon hoor wat in die rugby aangaan, wie nou gewen het, en jy wil nou weet, wie het nou die rugbywedstryd, kom ons sê maar nou die Springbokke, is dalk 'n bietjie beter, as ons almal am veilig is, reg? Ja, dan is jy nou dink, okay, maar ek wil nou graag uitvind wie het nou Saterdag die wedstryd gewen. Okay, dan moet dan nou seker die Springbokke wees. Ons wil hom nou nie, hulle moes die All Blacks verloor of so iets van die aard. Kyk, reg, dit is reg. 100%, sê saam met jou daarso. Ja. En so as jy nou skielik nie daai Saterdag as jy het nou nie kon kyk nie, en jy weet nie wie gewen het nie, en dan kom iemand wat nou vir jou kan vertel, en jy weet maar hy weet altyd alles, hy kyk elke liewe rugbywedstryd. As jy bykom, as dalk die eerste ding wat jy wil vra vir hom is, nou, vertel my, ek wil graag weet, wie het Saterdag gewen, né? Reg, 100%. So dit is wat vir ons baie belangrik is, want ons stel baie belang daarin. Okay? Nou hier in die verse wat ons vanmôre hier gelees het, uit Openbaring uit, dit lyk verskriklik moeilik, reg? Groot mense, wat dis dit, mense wat al grys hare het, okay, wat baie ouer as jy is, jy voel hulle is stok oud, né? Okay, toe maar, soos jy ouer word, gaan jy skielik sien, die ou mense wat jy gedink het so oud is nie meer so oud nie, want soos jy nader aan die ouderdom kom, dan begin jy, oud is nie meer so oud nie, né? Don't worry, maar op die oomblik dink jy so, né? Ja, ek dink ons almal het so gedink. Reg, nou, so as jy so hulle, selfs vir hulle, daai wat ons vanmôre gelees het, diere met oë wat oral is, het jy al ooit so 'n dier gesien? Nee, niemand van ons het ooit so dier gesien nie. Ja, praat van wat soos 'n mens en 'n leeu, daai tipe diere het ons dalk gesien. Diere, okay, ons nou nie mense, nou nie 'n dier nie. Reg? Maar dit het ons al gesien. Ek wil jy kan na my kyk en sê maar mens, reg? Presies so 'n menslik. Maar oral. Dis goed wat ons nie lekker verstaan nie. En dan is so baie oomies en tannies wat so dink, hulle verstaan alles of hulle wil, maar hulle kyk net na, wat beteken die oog, wat beteken al daai tipe dinge, reg? Maar die belangrike is nie om te weet elke daai oog en al daai goeders beteken nie, maar wat is hulle besig om te doen? En belangriker, wat daar gebeur, okay, so hier kom oom Johannes, hy sien iets wat hy nog nooit, wat niemand anders nog ooit voorheen gesien het, wat hy sien, en hy kom hier in die troonkamer van God in, en ek kan myself, as daar baie oomies en tannies daar so, wat saam met hom, wat vir oom Johannes goed geken het, wat in sy dae, reg, saam met hom geleef het, so oom Petrus, en oom Johannes se broer was ook al daar gewees, maar hy was die eerste ou wat gesterf het vir sy geloof, wel nie die eerste, natuurlijk die eerste van die apostels, ek moet net dit korrigeer daar, reg, en so, toe hy daar instap, ek kan gedink het, sy ma was al 10 jaar al daar gewees, sy pa was al daar, en al die ander mense wat al daar was, ek kon ook van hom gevraag, oom Johannes, wie het Saterdag die rugbywedstryd gewen? Was dit nou die Springbokke of die All Blacks? Vertel 'n bietjie. Ons is almal lankie so. Ons weet nie eintlik lekker wat daar aangaan daar onder meer nie. Reg? Of hoe gaan dit met tannie so en so of oom so en so en die klein kinders en die agterklein kinders? Hoe gaan dit met hulle? Maar weet jy wat is die mooi ding wat hulle niemand daarso toe oom Johannes instap. Niemand het vir hom na oom Johannes gedraai en gesê,
Johannes, hoe gaan dit? Nee. En hulle was seker, wat beteken daai oog en daai oog? Nee. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle oë was almal gefestig op God. Reg? Hulle het net na God en het aanbid vir God aanbid. Dag en nag, die hele tyd. Want skielik, in die teenwoordigheid van God, reg, was dit nie meer belangrik wie Sadrag die rugbywedstryd gewen het. Was dit nou die All Blacks of die Springbokke nie. Wat belangrik was God en God alleen. Hulle oë, almal van hulle oë was op God en op God alleen gefestig. En so moet dit ook vir ons almal wees. Reg? Wanneer ons dit gaan nie op 'n vandag oor ons nie. Dit gaan oor God, reg? Want so, jy's nog jonk. Daar's nog baie groei wat moet plaasvind, né? Daar's nog baie kos wat daar moet ingaan. En baie dissipline seker van pa, ma se kant af. En ons almal selfs as ons grys is, kon tog maar bietjie pak slaan nou en dan. Reg? En so moet daai groei dat jy altyd die belangrikste is. Jy moet jou oë op God gefestig hou, want by God is die enigste een wat jy nooit in die steek sal laat nie. Sy woord, hy is getrou in sy woord. Dis die fondasie van ons kerk, van ons lewens en selfs van jou lewe vir ons almal sin.